Weereens goeiedag en dankie dat jy saam met ons kuier. Ons praat nog steeds oor ons liefde vir ander mense. Omgee. Nou die teks wat hierby pas vandag klink so. Julle liefde moet ongeveins wees. Verafskiet die kwaad. Hou vas aan die goeie. Julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde. Gaan mekaar voor in eerbetoning, moenie traag wees in julle toewyding nie. Bly geesdriftig, hou vol om die Here te dien. Verbly julle in die hoop. Wees standvastig wanneer julle swaar kry, volhard in die gebed. Betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges, lê julle toe op gasvryheid. Kom mooi uit Romeine 12 uit. Ek is redelik seker dat hierdie reeks gaan aansluit by baie bekende tekste, en dis goed. Herhaling is hoe die Gees van God dit by ons indrul en dit laat deel word van ons DNA. Ek is seker hierdie 4 verse wat ons vandag gebruik is ook aan jou bekend. Maar het jy hulle al ooit in verband gebring met 'n TV-reeks? Kom saam. Ons gaan vinnig inloer by 'n populêre reeks wat deur Netflix gestroom word. Zoe's Extraordinary Playlist. As jy dit al bekyk het, is jy welkom om te beamoen wat ek daarmee doen of om van my te verskil. Die reeks se hoofkarakter word Zoe genoem. Sy vertolk die rol van 'n IT-programmeerder wat bevorder is tot hoofingenieur van Spreekpoint. Dis nou 'n maatskappy wat produkte voorsien vir die slimfoon-industrie. Jy sal alreeds kan dink hoe wyd hierdie horison span vir die vermaaklikheidswêreld. Terug na ons hoofkarakter, Zoe. Dis baie kreatief hoe hierdie invalshoek uitgedink is. Zoe gaan vir 'n MRI. Ek verstaan die Afrikaans daarvoor is magnetiese resonansbeelding. Hierdie slim proses kan enige van jou organe toets vir afwykings, omdat dit 'n helder, gedetailleerde prent van organe skep. Tydens Zoe se skandering tref 'n aardbewing San Francisco en in die proses word 'n reuse playlist van populêre liedjies in haar brein afgelaai. Sy kom dit agter toe sy van hierdie liedere in haar gemoed hoor as sy na iemand kyk. Dis asof sy die gedagtes van die betrokke persoon kan onderskep, maar in sang en lied, baie weird. Aanvanklik is sy verward daaroor, want sy het geen beheer daaroor nie. Dit gebeur sommer sonder dat sy dit kan keer. Sy is ook die enigste een wat bewus is daarvan. Sodra sy oor haar skrik gekom het, het sy besluit om dit haar hartsliedere te noem. Dis immers net sy wat dit beleef. Dis baie meesleurend in die reeks, wanneer Zoe iemand se gedagtes en emosies beleef. Die hele scenario verander in 'n volbloed danstoneel en alle akteurs begin in haar wêreld op maat van musiek, dans en sing en rondspring. Volgens alle aanduidings is dit al die liedjies behalwe een doodgewone musiek wat wyd bekend is. Ek het self 'n paar bekendes raakgeloop en terstond begin saamsing. Die hele toneel stop natuurlik vir 'n paar oomblikke terwyl die lied speel en al die akteurs in die sessie ook as dansers optree. Jy kan jou voorstel hoe emosie deur kreatiewe dansers uitgedruk word. Jy kan net nie ongevoelig daarteenoor bly nie. Ek is veral getref deur tonele waar Zoe en haar pa saam optree. In die stuk word haar pa uitgebeeld as iemand wat ly aan progressiewe supranukleêre verlamming, is 'n mondvol. Die siektetoestand manifesteer as 'n baie seldsame neurologiese afwyking wat die brein affekteer sodat beweeglikheid geleidelik verminder, spraak wegraak en uiteindelik die dood intree. In die stuk hoor Zoe haar pa soos sy hom ken. Sy karakter word dan ook weer normaal en hy en Zoe sing lekker vir mekaar, hulle dans selfs lekker springlewendig in die opvoering. As jy dit kan regkry om met droë oë daarna te kyk, moet jy my asseblief laat weet, nie een van ek of my liewe Helena kon dit regkry nie. Veral in die toneel waar die vader uiteindelik te sterwe kom. Jy kan nie help om self teenwoordig te wees nie. Dis doeteenvoudig sprankelend om te sien hoe emosies liggaamlik uitgedruk word in dans, sodat jy self die emosie beleef en amper aan jou eie lyf die krag van die emosie voel. Kom jy agter waarheen stuur ek? Dit voel vir my asof die skrifgedeelte vir vandag ons ooreed om 'n omgee playlist by die Heilige Gees af te laai. Trouwens, as jy Handelinge 2 lees, kan jy amper iets daarvan herken. In opdrag van Jesus was so ongeveer 120 mense bymekaar om te wag soos hy beveel het. Toe gebeur dit. Die geluid soos 'n kragtige stormwind
tonge asof van vuur daal op hulle neer. En toe kom die Heilige Gees se playlist en 'n magtige menigte van mense hoor in hulle eie taal van die groot dade van God. As jy Handelinge 2 gaan lees, sal jy ten minste 16 tale daar aangemeld hoor. Baie is diep geraak, maar die skeptici, altyd teenwoordig, het dit afgelag as dronkpraatjies. Petrus se toespraak, wat ons lees in Handelinge 2, het hy sy stem verhef. Hy het hom dalk effe vervies vir hierdie maalkolk van mense wat nie respek betoon aan mense wat diep geraak is deur die Heilige Gees se ingryping nie. Hoe kon hulle? Nee. Tog vertel Petrus vir almal dat hierdie die uitvoering van God se belofte is. 'n Belofte lank terug reeds uitgespreek as die derde persoon in die goddelike drie-eenheid was hy bestem om 'n nuwe playlist bekend te stel. In al die tale van die wêreld sal mense sing en dans op die oorwinningslied van die hemelse kroonprins wat gekom het om die finale koers van die ewige koninkryk van God, die Vader, te laat deurbreek. Ek is oortuig daarvan dat jy deel wil wees van hierdie playlist. Dit is nou beskikbaar. Kom ons praat daaroor met die Vader. Hemelse Here, dankie dat U hierdie wêreld nie prysgee nie. Ten spyte van onrus en agterdog en haat en moord, is U liefde ook by ons. Transformeer U liefde ons. Transformeer U liefde ons werksomgewing, die kerk waarin ons aanbid, die huise waarin ons woon, en kom U teenwoordig. O Gees van Christus, is my gebed dat ons U playlist sal ontvang, dat ons sal lief hê deur die krag van die Heilige Gees wat U Here Jesus beloof het, onder die waaksame hand en hartklop van die Vader. In sy naam, amen.